Vryspraak, 'n radioprogram wat 'n Christelike lewensbeskouing en Afrikaner vryheid saambring. In samewerking met die Vryheidsstigting en Begrond Instituut verken ons hoe ware vryheid in ons lewens en gemeenskappe verwerklik kan word. Vryspraak, dis hoe vryheid klink. Baie welkom aan elke luisteraar by ons potsending Vryspraak. Ons is nou by ons tweede episode van ons twee-deel reeks oor die Hugenote traktaat uit die 16de eeu Vindicae contra Tyrannos, oftewel Verzet teen tiranne. Hierdie traktaat het 'n belangrike rol gespeel in die ontwikkeling van politieke teologie en regsfilosofie binne die gereformeerde tradisie. Dit het veral 'n impak gehad op die denke oor weerstand teen onregverdige heerskappy, 'n tema wat in ons eie tyd vir ons baie relevant is. Ons gas vandag op die potsending is weer eens vir ons tweede gesprek Dr. Adi Sleeboes, 'n Vrystater wat tans in Lichtenburg woon. Hy is 'n gerespekteerde filosoof, historikus en teoloog en dien as hoofnavorser by die Pactum Instituut. Daarbenewens is hy ook verbonde aan die Universiteit van Pretoria en die Reformation Study Center. Sy kundigheid op hierdie gebied van historiese en sistematiese teologie maak hom die ideale persoon om ons te help om hierdie belangrike dokument in sy konteks te plaas. En nog meer as dit, is hy besig met die vertaalwerk van hierdie traktaat in samewerking met Lig en Duisternis uitgewers. Dr. Adi, baie welkom. Baie dankie, Alistair, dis werklik vir my voorreg om weer hier te wees vir 'n tweede keer om oor Vindicae te praat, maar dis my derde keer op Vryspraak in totaal, so ja, regtig vir my voorreg om weer hier te wees en ook hier 'n bydrae te kan lewer. Nou, ons het in die eerste episode gekyk na die eerste twee vrae van hierdie Hugenote traktaat. Nou, die traktaat is saamgestel uit 4 hoofvrae en die eerste 2 vrae wat ons hanteer het was: moet onderdane die bevele van konings, oftewel owerhede, gehoorsaam wees as dit God se gebooie oortree? En ons het in daardie beantwoording van die vraag gesien dat die Hugenote het vir ons gewys, die antwoord is 'n baie duidelike nee, dat onderdane moet nie aan konings onderdanig wees wat ongehoorsaam is aan God se wet nie. Die tweede vraag waarna ons gekyk het was: mag 'n volk 'n koning weerstaan wat God se gebooie verontagsaam en hulle dwing om dieselfde te doen? En dan was die traktaat weer eens 'n baie duidelike ja. Nou, dit is nie in hierdie episode waar ons dan nou gaan fokus of aandag gee aan die eerste 2 vrae nie, maar eintlik nou gaan aangaan met vraag 3 en vraag 4 van die Vindicae. En dis nou hier waar ek wil sommer wegspring en Dr. Adi vir jou wil vra of jy net weer ons luisteraars se geheue sal verfris met betrekking tot wat die Vindicae is en vir ons kortliks dan ook sal vertel van die vertaalprojek waarmee jy besig is. Ja, baie dankie, Alistair. Ja, nou, soos ons in die eerste episode reeds gesê het, was die Vindicae in 1579 gepubliseer. So dit is 'n paar dekades na die begin van die protestantse kerkhervorming. En dis 'n Hugenote verzetskrif wat ontstaan het in die tyd van gruwelike vervolging van protestante in Frankryk. So dit was 'n tyd waar die vraag aangaande verzet teen owerhede wat gelowiges vervolg natuurlik uiters relevant was. Aangezien daar is met bijvoorbeeld Bartholomeusnacht, wat ek ook in die eerste episode genoem het, Bartholomeusnacht in 1572, is daar duisende Hugenote, oftewel Franse protestantse wreed in hul huise deur owerhede vermoor. 'n Rooms-Katholieke owerheid natuurlik. So Vindicae spreek dan hierdie vraag aan oor verzet teen tirannie. En jy kan jouself nou indink natuurlijk hoe relevant dit vir daardie mense was. So die vraag is dan, wie mag hulle verzet teen tirannie? Waar en wanneer mag iemand hulle dan verzet teen tirannie?
En hoe moet hierdie verzet van teen tirannie lyk? En dit word dan in hierdie 4 vrae ingedeel, wat jy ook genoem het. In die eerste episode het ons vraag 1 en 2 bespreek, en dan gaan ons natuurlijk vandag fokus op die laaste 2 vrae. Nou, ek is oor die vertaalprojek, ek is meer as 1 jaar gelede al, gedurende 2023 is ek genader deur Liggende Duisternis Uitgewers om Vindigiai te vertaal na Afrikaans uit die oorspronklike Latyn uit. En daar bestaan reeds 'n aantal vertalings van Vindigiai na Engels, Frans en Duits, maar dit is natuurlijk nog nooit na Afrikaans vertaal. En so dit is 'n projek waarmee ek nou al 'n geruime tyd mee besig is. Soos wat ek tyd kry, werk ek weer met die teks en ek hoop om, as die Here wil, dit binne die volgende jaar af te handel, want dan sal daar nou natuurlijk nog 'n bietjie van 'n proses wees om die teks gereed te kry vir publikasie, maar ja, dit is 'n projek waarmee ek besig is en waar ek baie opgewonde is. Baie dankie Dr. Adi. Ek dink dit is 'n projek wat beloof om baie by te dra, nie net tot ons denke in hierdie tyd van onregverdige optrede nie, maar wat ook, dink ek, tot teologie in Afrikaans in Suid-Afrika 'n baie groot bydrae gaan lewer. Nou die tweede vraag gaan ons dan sommer wegspring met die inhoud. Die 3de hoofstuk van Vindigiai handel oor hoe 'n regering wat 'n land en volk onder druk weerstaan kan word. Nou, watter riglyne gee Vindigiai vir ons in hierdie verband? So ja, in die eerste plek beklemde die eers van Vindigiai dat die wettige gesag van 'n regmatige owerheid nie betwisbaar te word nie. Goeie regeerders wat getrou bly aan hul roeping voor God en hul onderdane behoort is nie aanstoot te neem oor die reg van verzet wat hier bespreek word nie, aansien dit juis hulle eer en aansien sal verhoog wanneer tirannie op hierdie wyse ontbloot word. En net soos wat herders van skape wolwe verafskuw, so behoort ook eerbare leiers en eerbare owerhede tiranne te verwerp. En volgens die Bybel is dit God wat regerings aanstel, maar terselfde tyd is die volk ook instrumenteel in die verkiesing van regerders en die bevestiging van regeringsamptenare. Dit impliseer dat koning se gesag nie net aan God nie, maar ook aan die volk te danke is en dat hulle in diens van die volk behoort te regeer. In die instelling van die koningskap in Israel toon dat die volk van ouds 'n aktiewe rol in die aanstelling van hulle owerhede gespeel het. Koning Saul is byvoorbeeld aanvanklik direk deur God gekies by wyse van die lot, maar hy moes daarna deur die volk bevestig word. Dawid is as koning gesalf deur die profeet Samuel op God se bevel, maar hy het eers begin regeer na die dood van Saul en nadat die volk hom as hul koning aanvaar en bevestig het. So wat betref die weerstand teen tirannie, beklemtoon die Vindigiai dat die geskiedenis daarvan getuig dat konings altyd deur die volk aangestel is. Selfs in nie Christelike kulture en nasies soos by die Meders en die Romeine is konings deur die volk verkies en nie bloot suiwer op grond van erfopvolging aangewys nie. Met erfopvolging word hier nou natuurlijk bedoel waar die koning se seun by hom oorneem en sy seun weer by hom, soos wat dit werk met koninklike families. Maar in Rome, in antieke Rome byvoorbeeld, is Tarquinius Superbus, die 7de en laaste koning van Rome, as 'n tiran beskou, omdat hy die koningskap met geweld bekom het, terwyl die vroeëre konings deur die volk en die senaat verkies en aangestel is. En sy Vindigiai hierdie geskiedenis
dui daarop dat 'n volk 'n wesenlike rol speel in die aanstelling en die erkenning van sy eie regering. Geen mens word immers as koning gebore met 'n kroon op sy kop of 'n scepter in sy hand nie. 'n Koning het 'n volk nodig om te regeer, terwyl 'n volk wel sonder 'n koning kan voortbestaan. Dit bewys dat konings en owerhede deur volke aangestel word en nie andersom nie. Nou, alhoewel die gebruik van erfopvolging wyd gehandhaaf is, ook in Christelike Europa, was daar volgens die Vindicai ook hier steeds 'n element van bevestiging in die amp deur die volk nodig. Die teks van Vindicai verwys dan na die voorbeelde van Frankryk, Spanje, Engeland en Denemarke, waar konings tradisioneel deur 'n volksvergadering en minder magistrate, oftewel die volksraad, in hul amp bevestig is. En dan sê die Vindicai so met antwoorde selfs in oor erflike monargieë met koninklike families, is dit dus noodsaaklik dat die volk 'n rol speel, 'n deurslaggewende rol speel in die inhuldiging en aanstelling van 'n koning. En dit is ook die rede waarom daar in sommige gevalle dikwels 'n jonger broer of ander familielid eerder as die direkte erfgenaam verkies is. So, as jy nou Vindicai lees, die teks brei nog op baie uit op voorbeelde waar die erfreg van koningskap normaalweg gaan en natuurlijk oor na die oudste seun, maar dan wys Vindicai daarop in baie gevalle was 'n jonger seun of 'n broerskind of so aangestel as koning, juis omdat die volk 'n deurslaggewende sê gehad het in die finale besluit. Die praktyk is veral duidelik uit die geskiedenis van Frankryk, wat dit natuurlijk ook die konteks is waarin Vindicai geskryf is, want in Frankryk het die koninklike dynastie verskeie kere verander by wyse van 'n volksbesluit. Die Merovingiese koninklike familie is byvoorbeeld vervang deur die Karolingiese koninklike familie en later het die Kapetiese familie aan bewind gekom. Dit dui daarop dat selfs in oorerflike koninkryke die mag van die volk en die sê van die volk nie geïgnoreer kan word nie. Ek dink nogal dat hierdie hoofstuk van Vindicai en veral hierdie gedeelte baie mense idees oor die middeleeue en die aard van die middeleeuse monargie sal uitdaag. Maar Vindicai gaan aan en sê dat hieruit volg dan dat wanneer 'n koning sy volk onderdruk op sy regmatige gesag misbruik, daardie volk die reg het om hom te weerstaan en uiteindelik uit sy ampt te onthef. Die gesag van 'n regering kom van God af, maar dit is deur die volk dat sy bewind bevestig word. Wanneer 'n tiran dus hierdie verbondsverantwoordelikheid teenoor God en die volk verbreek, dan is dit geoorloof dat weerstand teen hom gebied word. Verder beklemtoon Vindicai hoe konings en ander owerhede in verskeie antieke samelewingshistories beperk en gereguleer is deur amptenare, rade en volksvergaderings. Dit beklemtoon dat konings nie absolute mag gehad het nie, maar verantwoordbaar was teenoor die volk en die volk se verteenwoordigers. Hier noem Vindicai selfs 'n antieke heidense volk soos die Hethite, waarvan ons in die Ou Testament lees, sowel as die Israeliete en die Romeinse Republiek, waar koning nie net belangrike besluite kon neem sonder die instemming van die volk of sy amptenare nie. In Juda, in die stam Juda, het die, of in die suidelike koninkryk van Juda, het die oudste selfs oor die koningse besluite geoordeel en kon hy dit nie implementeer sonder hul goedkeuring nie. Dit geld ook vir antieke state soos Sparta en Persië. In Frankryk het die parlement en provinsiale premiers die maak van die koning ingeperk. Selfs die troonopvolging
bevolking kon deur volksverteenwoordigers gereguleer word. Die hele struktuur van 'n gesonde politieke sisteem, sê Wendigai, moet dit so ingerig word dat daar bepaalde wigte en teenwigte is om die koningsgesag te reguleer en in te perk om sodoende magsmisbruik te voorkom. Wendigai betoog verder dat konings nie absolute heersers is nie, maar eerder rentmeesters wat deur die Here aangestel is en deur die volk gekies is om geregtigheid te handhaaf en die samelewing te beskerm. As konings en hul amptenare korrup raak en teen die volk se belange optree, dan verloor hulle hul reg om te regeer. Verder word geargumenteer dat tirannie al dit hoe lank nooit die volk se God gegewe en histories verkreë regte kan ontneem nie. Maar anderwoorde, indien 'n koning voortdurend sy mag misbruik en amptenare saamspan teen die volk, is dit die volk se reg om 'n ander owerheid aan te stel om hul regmatige regte om dit te sien dat hul regmatige regte weer gehandhaaf word. Die geskiedenis van die mensdom toon verder aan dat konings oorspronklik juist deur die burgery self aangestel is om wet en orde te handhaaf en om burgers teen vyande te beskerm. Goeie heersers dien hul volk met wysheid en geregtigheid en nie vir persoonlike gewin nie. Nou die teks haal hier verskeie voorbeelde uit beide die geskiedenis van Europa, die geskiedenis van die nabye Ooste, sowel as die Bybel om aan te dui dat koningskap nie primêre voorreg is nie, maar 'n verantwoordelikheid. En as hierdie ampt misbruik word en die verantwoordelikheid nie nagekom nie, het die volk die reg om verandering op te eis. Nou verder is dit natuurlik van wesentlike belang dat die gesag van konings altyd onderhewig moet wees aan die wet. Die wet, sê Wendigai, is veronderstel om te dien as 'n bolwerk teen tirannie. 'n muur as dit ware wat die burgers beskerm teen tirannie. Wendigai beskerm dan ook noodsaaklik dat regering se gesag deur wette gereguleer word om te keer dat hulle eenvoudig na eie willekeur regeer. Hy wys op verskeie historiese koninkryke en state, insluitend antieke Israel, Sparta, Egipte, Rome en later ook die koninkryk van Pole, die wet as die hoogste gesag erken het in die burgerlike samelewing. Selfs in antieke tye het Romeinse keisers soos Augustus alself as onderworpe aan die wet beskou. Verder het geen regering die reg om sonder instemming van die volk wette te verander nie. Ek wil nou net herhaal, dis 'n baie sterk stelling wat Wendigai maak. Geen regering het die reg om sonder instemming van die volk wette te verander nie. Konings moet eerder as dienaars van die wet optree en dit voorbeeldig nakom. Wendigai verwerp gewoonlik die idee dat konings onbeperkte mag oor lewe en dood moet hê en argumenteer dat hulle slegs wettige geregtigheid moet toepas, met ander woorde geregtigheid volgens die wet. Dit stel verder dat die reg om iemand kwyt te skeld van straf nie deur die koning alleen bepaal kan word nie, aangesien dit toenemende misdaad en onreg kan bevorder. So in wese bly die derde hoofstuk van Wendigai vir 'n regstaat waar die wet bo die koning staan en alle leiers 'n bepaalde verantwoordelikheid teenoor hul onderdane het, soos uiteengesit in die wet. So, ons sien natuurlik waarom, soos ek ook in die eerste episode uitgewys het, Wendigai as 'n grondteks gedien het vir die ontwikkeling van die konstitusionele regstaat of die grondwetlike regstaat, wat natuurlik ook in die republikeinse vorm
in ons eie volkse geskiedenis vergestalte het. In hierdie derde hoofstuk word die verskil tussen die regmatige heerskappy van konings en die wreedheid van tiranne uitvoerig bespreek. Aristoteles en ander filosofe word aangehaal waar hulle beklemtoon dat konings oor hul volk moet regeer, soos vaders oor hul kinders, terwyl tiranne regeer soos meesters oor slawe. Baie interessant, die verhouding tussen die owerheid en die volk moet die wees van 'n vader en 'n kind, 70 jaar eerder as 'n meester en 'n slaaf. Die hoofstuk gaan verder en het illustreer hoe tirannie, soos dit byvoorbeeld vergestel by Romeinse keisers soos Caligula die wet misbruik het en mense se lewens en eiendom onregmatig onteien het. En dan kom ons hier by 'n baie belangrike punt. En dis vir my baie treffend dat die derde hoofstuk van Vindicai dit sê. Maar Vindicai verwerp onomwonde die idee dat die owerheid die reg het om burgers eiendom te onteien. Dit beklemtoon verder dat burgers die reg het om hulle aktief teen 'n owerheid te verzet wat dit sou wou doen, deur eenvoudig daardie bevele ongehoorsaam te wees. En hier sien ons weer die absolute tydlose relevantie van die beginsels van die Vindicai. Die teks gaan aan en beklemtoon dat owerhede die beskerming van die volk moet prioritiseer bo hul eie belange of eie gewin. Die gesag van 'n koning, afgesien van sy persoonlike eiendom, behoort nie misbruik te word nie. Die teks toon aan dat dit die koning se plig is om die welstand van die volk deurlopend te verseker. Wat beteken dat, en hierdie is nog 'n baie interessante stelling, Vindicai sê dat die koning nie belasting vir private doeleindes mag gebruik nie. Nou, hierdie is 'n baie interessante idee wat in Vindicai na vore kom, wat eintlik vreemd is vir ons moderne oor, maar die idee is eintlik dat belastings niet gebruik mag word vir die koning om die land te bestuur en nie om homself en sy gesin te onderhou nie. So Vindicai gaan eintlik so ver as om te sê dat die koning 'n alternatiewe bron van inkomste as belastings moet genereer om homself te onderhou, aangesien belastings nie vir persoonlike gebruik aangewend mag word nie. Dit blyk dus selfs dat Vindicai ongemaklik is met die idee dat die koning 'n salaris uit belastings ontvang. In verskeie koninkryke soos Pole, Hongarye, Engeland, Spanje en Frankryk is daar reeds vir eeue lank nog voor die Vindicai in die 16de eeu geskryf is wette wat bepaal het dat grond en ander eiendom nie deur die koning of enige ander mag van die regmatige eienaars bevreem mag word nie. In Frankryk het die idee van nasionale eiendom of volkseiendom al vroeg in hierdie ryk sy geskiedenis ontstaan. En die koning het nie die mag gehad om die grond as persoonlike besit te hanteer nie. Die Franse parlement het verder streng beheer uitgeoefen oor die spandering van openbare fondse en enige skenkings of ander verpligtinge wat die koning moes uitvoer of nakom, moes eers deur die parlement goedgekeur word. Hierdeur is die koning se gesag oor staatsfondse radikaal ingeperk om te keer dat die volk nie deur magsvergrype van die owerheid uitgebuit en verarm word nie. So wat nou betref die derde vraag van Vindicai, word die gevolgtrekking dus gemaak dat 'n tiran nie wettige gesag uitvoer nie en dat die volk as die regmatige eienaars of meesters van die koninkryk die reg het om 'n tiran af te sit en iemand anders in bewind te stel indien die tiran sy mag op 'n onregverdige
en 'n tirannieke manier uitoefen. Aangesien so 'n tiran nie die welstand van die volk bevorder nie, maar eerder sy eie mag en belange bo die van die mense stel, het die volk definitief die reg om die tiran in sulke gevalle te weerstaan en uiteindelik uit die ambt te onthef, eenvoudig omdat hy sy ooreenkoms of verbond met God en met die volk geskend het. Die kern van Vindicai se argument in hierdie hoofstuk is dan dat teenoor die absolute mag van 'n owerheid of 'n staat, die volk se reg tot selfbeskikking deurentyd gehandhaaf behoort te word. Die volk het dan ook volksverteenwoordigers of mindere magistrate tot hul beskikking, wat hulle strategies moet aanwend in die praktyk om sodoende die juk van tirannie af te werp. Dr. Adi, baie dankie vir daardie antwoord. Dit is baie belangrik dat ons so lank stilgestaan het by daardie derde vraag, by daardie derde hoofstuk van hierdie genote versetsdokument, want dit is eintlik daardie derde vraag wat ook die grootste deel uitmaak van die hele boek, van die hele traktaat. En ek dink dit is 'n mooi deurgronde antwoord, en ek dink wanneer die Afrikaanse vertaling uitkom, moet mense tog moeite doen om nog dieper na daardie vraag te gaan kyk, want dit is uiteindelik nie net iets wat veronderstel is om hier bo teoreties om skoppe rond te vlieg nie. Dit is iets wat vir ons prakties moet wees, iets wat van toepassing moet wees. Ons staan stil by die volgende vraag, en hier kom ons nou uit by die laaste hoofstuk van die boek van die Vindicai. Nou die laaste hoofstuk van Vindicai ondersoek die kwessie of die naburige owerhede die verantwoordelikheid het om in te gryp en die onderdane van ander lande te help wat vir hulle belydenis van die ware godsdienst vervolg word of onder tirannie gebuk gaan. Wat is die Vindicai se standpunt in hierdie verband? Ja, dankie Alistair, weet jy bloot op grond van die manier wat die vraag gestel is, kan 'n ou aflei wat die relevantie vir ons huidige konteks is. En dit is my besonder dat die Vindicai juist hierdie standpunt aanspreek. Met die Vindicai vooraan dat liefde en geregtigheid die Christelike heersers van volke moet lei. En beklemtoon dat die eenheid van die kerk as die liggaam van Christus oor grense heen strek. En waar die leiding van enige lid van die kerk die hele liggaam raak. Die skrywer beweer daarom dat Christelike owerhede die plig het om gelowiges van ander volke en lande te help, veral waar hulle vir die geloof lei, aangesien die kerk een liggaam is en almal mekaar se welstand op die ark moet dra. En wat baie interessant is hier, is dat die eenheid en die veelheid van die liggaam van Christus die teks beklemtoon word, by wyse van die erkenning dat verskillende volke in verskillende republieke of onder verskillende owerhede kan bly, maar dat elke Christelike volksowerheid steeds 'n bepaalde verantwoordelikheid teenoor gelowiges uit ander volke het. Die Vindicai rig dus 'n pleidooi tot Christelike owerhede om ook die liefde en die eenheid van die kerk te bevorder, deur die wat ook elders vir hul geloof verdruk word, te help. Vindicai gaan selfs so ver as om te beweer dat elke Christelike owerheid mede verantwoordelikheid dra vir die welstand van die hele kerk of die kerk as geheel. Wat primêr in ons eie land is, maar geensins beperk is daartoe nie. En daarom moet Christelike owerhede die leidende lede van die kerk ondersteun en verdedig, al is hulle ver. Nou, dit is baie interessant dat die Vindicai uitwys hoe dit vir alle volke voordelig is, dat 'n bepaalde volk 'n Christelike owerheid kry. Ek wil net weer beklemtoon, Vindicai wys uit dat u as 'n bepaalde volk, kom ons sê die Hongare, of die Afrikaners, of die Zulus,
of die Tswanas as 'n volk 'n Christelike owerheid kry en 'n Christelike republiek stig, dan baat die hele kerk daarbey. Die hele kerk uit alle volke, nie net daardie volk nie. So vind jy beklemtoon dat Jesus, wat nie die kerk beskerm nie, veral tydens vervolging, tye van vervolging, op pligte versuim en dus skuldig staan voor God. Hierdie laaste hoofstuk van Vindikai verwys na Bybelse figure soos Moses, Deborah, die regter Deborah en koning Dawid, en illustreer hoe diegene wat nie hul broers in tye van nood gehelp het nie, deur God veroordeel is. Die teks argumenteer verder dat in die geval van owerhede of heersers, daar 'n morele plig op hulle rus om ander te beskerm, wat altyd persoonlike belang behoort te oortref, en dat die verantwoordelikheid om op te staan vir die kwesbare is 'n fundamentele beginsel van Bybelse geregtigheid is. Terstawing van hierdie argument verwys Vindikai dan ook na Christus se gelykenis van die barmhartige Samaritaan. En dan lees die teks soos volg, en hier wil ek weer Vindikai direk aanhaal. Dan skryf die deurs: Ons verlosser Jesus Christus leer ons dat die Jood nie net 'n naaste is van mede-Jode nie, maar ook van die Samaritaan en van elke ander mens. Ons behoort dan ook ons naaste lief te hê soos onsself. En daarom is byvoorbeeld 'n Israeliet nie net verplig om mede-Israeliete te beskerm teen diewe nie, maar as dit binne sy mag is, ook beskerming te bied aan ander vreemdelinge. Hy wat bereid is om homself te verdedig, hoef dus nie te twyfel oor of dit geoorloof is om ander te verdedig nie, aangesien dit selfs meer lofwaardig is om ons naaste te red uit gevaar, as wat dit is om onsself te red. En aan die einde van die aanhaling, die laaste hoofstuk van Vindikai sluit dan af, deur te verduidelik dat geregtigheid gebaseer is op 2 sleutelbeginsels. Eerstens, om te verseker dat niemand onregverdig behandel word nie, en tweedens, om ook die welstand van almal te bevorder, so ver moontlik. Daar is vervolgens dan ook 2 vorme van onreg of onregverdigheid. Die een is die skade wat berokken word deur diegene wat ander benadeel, en die tweede is die verwaarlosing van diegene wat die middele het om te help, maar dit nie doen nie. Oftewel die verwaarlosing van die naaste deur diegene wat die middele het om te help, maar dit nie doen nie. Laasgenoemde behels 'n opsetlike versuiming om die lyding van ander te probeer verhoed of te stop, en dui volgens Vindikai op 'n bepaalde boosheid in die hart. 'n Regeringsamptenaar of mindere magistraat wat die lyding van sy volk ignoreer, onder 'n tiran, is net so skuldig soos die tiran self. Hierdie plig om ander in nood te help strek selfs buite die grense van ons eie land en volk, en word beklemtoon deur verskeie voorbeelde uit die geskiedenis, insluitend die aksies van leiers soos Konstantin die Grote, Konstantin en Karel die Grote wat geveg het om ander volke buite hul eie teen tirannie te beskerm. Regerders wat versuim om dit te doen, wanneer dit binne hul vermoë is om te help, dan sê die Vindikai, hulle is selfs medepligtig aan die tirannie, waaronder ander en veral naburige volke lê. En dit dan Alistair, wat betref die slothoofstuk van die Vindikai. Dr. Adi, baie dankie. Dit is nou toch, as ons nou so terugkyk op die 4 vrae wat ons gedoen het, kan 'n mens eintlik baie langer as net in 2 episodes na die eintlik 'n baie mooi Bybelse begronding en detail van hierdie
van hierdie geskiedkundige dokument kyk, maar ek dink wat ons tot dusver gedoen het in die eerste episode en hierdie tweede episode, dink ek kry mens nie net 'n goeie oorsig nie, maar ook 'n goeie logiese lyn wat ons kan volg in hoe hierdie gelowiges van destyds die dokument saamgestel het. Dr. Ari, ek wil vra, nou dat ons 'n oorsig oor die inhoud van die Vindicae het, watter belang en relevantie het die Vindicae vir ons as gelowiges hier in Suidelike Afrika vandag? Ja, baie dankie Alistair. Ek wil begin hier te sê dat die feit dat die Vindicae ons leer dat verzet teen tiranne nie net geoorloof is nie, maar ook ons plig is. Daai blote feit behoort ons volk tot inkeer te roep. Ons lewe tans onder 'n owerheid wat onderdrukkende wetgewing ten opsigte van die uitlewing van ons kultuur en godsdienst deurvoer. En daardeur word ons werklik onderdruk. Nou, mens kan dit net nie vergelyk met die onderdrukking van die 16e eeuse Hugenote nie, maar dit is wel ook 'n realiteit in ons tyd. Nou Vindicae dwing ons dan om onsself af te vra, watter aandeel het ons in hierdie situasie wat ons dan beleef? Watter aandeel het ons in hierdie situasie wat ons tans beleef? Nou, vanuit die modernistiese, individualistiese perspektief mag hierdie vraag dalk vreemd klink, maar die feit van die saak is dat Vindicae dit duidelik maak dat die volk 'n aandeel het in die tugtiging wat dit ontvang by wyse van 'n tiranniese owerheid. In die eerste plek word ons volk dan ook opgeroep tot inkering en verootmoediging voor die Here. Ons moet ons volksondes bely en onderneem om alles binne ons vermoë te doen om weer 'n Christelike volkshuishouding op te rig waar die Here in elke aspek van ons volkslewe verheerlik sal word. Nou tweedens leer die Vindicae dat alle wettige middele tot ons beskikking behoort te gebruik om tirannie te weerstaan. Hier kan ons ding in die werk wat 'n burgerregte organisasie soos AfriForum en Solidariteit doen en die weerstand wat hulle bied by wyse van regsaake, protesaksies en die blote oprigting van alternatiewe tot die staatssysteem. Byvoorbeeld die onderwys, infrastruktuur, elke soort tipe aksie om ons los te maak van afhanklikheid van die staat is ook 'n vorm van verzet en regmatige verzet. Ek dink ook dat dit belangrik is om hier te noem dat die Vindicae nie net vir die Afrikaner nie, maar vir alle volke van Suidelike Afrika relevant is en dat alle volke deur God opgeroep word om hulself te verzet teen die tirannie wat hulle mag beleef. Daarom is natuurlik ook belangrik dat werke soos Vindicae in die tale van die onderskeie volke vertaal moet word. Dan wat minder magistrate betref, ons het gesien dat Vindicae baie praat oor die rol van minder magistrate. Daar is nie soveel wat ons op hierdie stadium kan doen as 'n volk in Suid-Afrika nie, maar die een uitsondering op hierdie reël is natuurlik Orania self. Die Orania Dorpsraad en die Orania Verteenwoordigende Raad is wettige verteenwoordigende liggame wat die rol van mindere magistrate of volksverteenwoordigers kan vervul in die verzet teen sentralistiese staatstirannie. In die Vindicae speel die dorp of die stad as 'n gemeenskap ook 'n baie belangrike rol in terme daarvan om wettige weerstand teen tirannie te bied. En ek is oortuig dat die beginsels wat uit die Vindicae afgelei kan word en toegepas kan word op ons eie tyd goud werd is vir 'n plek soos Orania en die plaaslike owerheid van Orania.
in terme daarvan om die nodige stappe te neem, om nie net weerstand te bied teen wette wat ons onderdruk nie, maar ook om die stappe te neem wat nodig is om uiteindelik die ideale van territoriale selfbeskikking en die daarstelling van 'n Christelike Afrikaner Republiek te bereik. Dr. Adi, baie dankie. Ek dink hierdie laaste vraag oor wat dit beteken vir ons hier in Suidelike Afrika dit is baie goed geantwoord, maar dit is ook 'n verskriklike kritiese vraag, veral oor hoe ons as gelowiges verantwoordelik moet omgaan met hierdie vraag wat ons het. Hoe gemaak met ons wat die Bybel in ons hand het, maar daarin teen hierdie owerheid het wat alles doen in stryd daarmee. Hoe handhaaf ons hierdie? En ek dink die antwoord was baie sinvol. Ek dink die antwoord was baie goed. Die antwoord is uiteindelik, as ons baie mooi geluister het, dan ook vir ons 'n praktiese rigtingwyser. En daarom sê ek, Dr. Adi, baie dankie vir die gesprek, al twee gesprekke wat ons tot dusver gehad het, en dat ek hoop ons ook vorentoe verder kan bou op die gedagtes en denke, en dat elke luisteraar ook hierby gebaat het. Baie dankie, Alistair, weer eens, is my absolute voorreg om hier op Vryspraak te wees, en ja, ek sien uit na 'n moontlike volgende keer. Ons sê baie dankie aan ons luisteraars wat ingeskakel het vir hierdie episodes. Ons hoop julle het dit ook so nuttig en goed gevind soos wat ons die gesprek geniet het. Tot volgende keer. Vryspraak, 'n radioprogram wat 'n Christelike lewensbeskouing en Afrikaner vryheid saambring. In samewerking met die Vryheidsstigting en Begrond Instituut verken ons hoe ware vryheid in ons lewens en gemeenskappe verwerklik kan word. Vryspraak, dis hoe vryheid klink.